seën, Here. Here, ek bid en vra, Vader, Here, dat U die diens sal seën, Here, dat U my sal seën, Here. Here, dat die woord sal gaan, Here, soos wat U dit wil hê, Here. Here, ek bid, Here, en ek vra dit alles, Here, in Jesus se naam. En ons almal sê, Amen. Goeiemôre, baie welkom, julle kan maar sit. Ek wil eers sê vir julle almal sê, voorspoedige nuwe jaar vir 2026, en ek hoop dit gaan 'n goeie jaar wees hierdie jaar. Ek gaan begin met 'n beter 2026 met Jesus as jou vriend. As jy sou terugkyk na 2025, dalk was dit 'n goeie jaar, dalk was dit 'n slegte jaar. Dalk het jy iemand verloor, jy het iemand ontmoet, jy het jou werk miskien verloor, jy het miskien 'n beter werk gekry. Jy het dalk seer gekry. Wat het jy deurgedra in 2025? Jy sal net sit en dink, wat het julle deurgedra? Was dit vriende? Jou vriende, ons kry vriende wat ons ondersteun. Ons kry vriende wat altyd saam met ons is. Maar vriende kan jou ook afbring. Hulle kan saam met julle verkeerde besluite gee. Want ons luister baie keer mos ons vriende, want hulle gee ons goeie advies. Hulle kan baie negatief wees, jy is positief en dan is hulle negatief en sê hulle, nee man, moet nie so positief wees, dit is nie reg nie, kom, jy moet jy daar by ons wees. Dis wat vriende doen. Hulle misbruik jou. Kom aan, ons weet dit. Hulle laat jou sleg voel oor jouself. Want as dit goed gaan met jou, dan word hulle, is ook gaan dit goed met jou, maar nie met my nie. En dan sit hulle mompel hom so en sê, yes, hulle kan dit nie glo nie. Hoekom? Dit moet nie so wees nie. Is ek reg? Wat is die definisie van 'n vriend? Kom ons hoor wat sê die Woordeboek. Dit is 'n persoon met wie jy 'n baie spesiale persoonlike verband het. 'n Persoon wie jy kan vertrou. Dis 'n band van liefde. Dis 'n verhouding van wedersyde liefde. So weet ons dat Jesus is jou vriend. Kom ons kyk in Johannes 15 vers 13. Julle almal reg? Groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. Dis groot. Kom ons lees dit vir jou. Groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. Het Jesus nie sy lewe vir my en vir jou afgelê nie? Sal jy jou lewe aflê vir 'n vriend? Hoe ver sal jy gaan vir vriendskap? Ek is seker julle het op TV gesien, kry as al die spanne en almal staan daar, die kapteine en die leiers staan en nou gaan hulle begin kies en goed. En jy staan al opgewonde, maar jy twyfel, gaan ek gekies word? Gaan ek eerste wees? En hulle begin kies en goed en jy word nie gekies nie, jy word hartseer. En hulle kies, maar is nog steeds hartseer want jy word nie gekies nie. En uiteindelik word jy laaste gekies. Jy is hartseer, maar jy is bly. So wat sal jou eienskappe wees van
As jy 'n vriend moet kies, dan moet daar ietsie spesiaals wees van 'n vriend. Jy moet daar ietsie kan sien in hom. Jy kan jou vriende kies, of iemand kan jou kies as 'n vriend. Sê maar jy kry iemand bekend soos 'n dokter, 'n rugby speler, 'n golfspeler. Ag, jy moet nou bly wees, want ja, ek ken iemand bekend, ek is vriende met hom. Sê maar jy is vriende met Gary Player. Kom ons gaan terug weer na Johannes 15 toe. Julle het my nie uitverkies nie, maar ek het julle uitverkies. Wie is die mees belangrikste persoon in jou lewe? En ek hoop is God eerste. Die mees belangrikste persoon ooit het jou gekies. Jesus het jou gekies, Ruben. Jan, Jesus het jou gekies. Hendrik, Jesus het jou gekies. Hy het jou gekies om jou vriend te wees. Jy is gekies nou. Jy moet nou die besluit neem. Gaan jy die vriendskap aanvaar? Is daar voorwaardes wat Jesus vir jou gee as hy jou kies as 'n vriend? Kom ons gaan kyk weer na Johannes 15 vers 16. Julle het my nie uitverkies nie, maar ek het julle uitverkies. Ek het alles wat ek van my Vader gehoor het aan julle bekend gemaak. Jy sien, Jesus deel sy hart met ons, want ons luister na hom, en dat hy is ons vriend. Maar is ons bereid om Jesus ons vriend te maak? Is ons bereid om by hom te gaan sit en met hom persoonlik te praat, ons hart met hom deel? Is ons bereid om dit te doen? Gaan jy alles met hom deel, wat in jou lewe aangaan? Want hy weet in elk geval wat aangaan. Kom ons kyk 'n bietjie wat is 'n goeie vriend. As 'n vriend jou so goed ken, en hy kom by jou en hy sien jy sê lekker en dan gaan hy net soveel kyk, dan weet hy. O, hierdie huis is nie lekker nie. Of hierdie vriendin van my sê lekker nie. Want hulle sal weet. Kom ons lees in Jeremia 1 vers 5. Voordat ek jou in jou moeder se skoot gevorm het, het ek jou geken. Amen. Hoe wonderlik is dit nie om te weet dat nog voor ons iets gedink het, het God dit al geweet wat jy gaan dink. Hy weet al wat sy volgende stap. Hy weet as jy af is. Hy weet wanneer jy gelukkig. Hy weet al klaar wat jy gaan dink voor jy gedink het. Een goeie vriend is altyd saam met jou. Hy versterk jou, hy help jou, hy gaan saam met jou deur dik en dun. Kom ons kyk na Jesaja 41 vers 10. Jesaja 41 vers 10.
Moenie bang wees nie. Ek is by jou. Moenie bekommerd wees nie. Ek is jou God. Ek versterk jou. Ek help jou. Ek hou jou vas. Met my eie hand red ek jou. Amen. In wie se hand wil jy wees in 2026? Wil jy in jou vriend se hand wees? Of wil jy in God se hand wees? Die hand wat gedeurboor is. Vir jou die hand wat saam met God alles gemaak het. 'n vriend se hand. Dis 'n hand wat jy nie steek laat nie. God hou jou vas. Hy sal jou nooit los nie. Kom ons lees ook in Jesaja 43 vers 2 tot 3. As jy deur water gaan, is ek by jou. En deur die rivier. Hulle sal jou nie oorstroom nie. As jy deur die vuur gaan, sal jy jou nie skroei nie. En die vlamme sal jou nie brand nie. Dit maak nie saak hoe moeilik dit gaan nie. God is altyd daar vir ons. Altyd. Maak nie saak of deur watse ons 'n dramatiese storie deurgaan nie, of hartseer of verlies en goed. God is altyd daar. Hy hou jou vas. Sy hand is altyd daar. Ek is seker julle almal ken die voetspore gedig. Daai vers laat my dink aan dit. Een nag het ek 'n droom gehad. Ek het gedroom dat ek op die strand loop. En gebeure uit my verlede het opgekom. En het afgespeel. In elke toneel het ek 2 rye voetspore gesien. Myne en die Here Jesus se. Toe die laaste toneel voor my afspeel, het ek teruggekyk na die voetspore en in die sand, en ek het net een stel spore gesien. En dit was tydens die eensame gebeurtenisse, toe ek eensaam was droewig gewees. En dit het my herinner, en ek het vir God gevra. Toe ek hier begin volg het hy gesê, jy sal my nooit los nie. Ek beloof dat jy altyd saam met my sal wees. Hoekom was daar dan net een voetspoor in die sand gewees? En die Here het geantwoord, liewe kind, ek sal jou nooit verlaat nie. Die tye wat jy net die tye wat jy net een ryspore gesien het, was die tyd toe ek jou gedra het, toe jy bedroefd was. Jy sien, Jesus is 'n vriend wat jy sal dra as dit nodig is. Een goeie vriend beskerm jou. Kom ons lees Psalm 73 vers 28. vers 28.
Julle reg? Maar wat my aangaan, dit is vir my goed om naby God te wees. En die Here het ek my toevlug gestel om al die werke te vertel. Jesus beskerm jy teen die duiwel. Kom ek gaan vir julle 'n bietjie vertel hoe het Jesus ons beskerm. Ons het in 'n huis gebly en die aand was dit 'n groot storm gewees. En dit het die heeltyd gereën, die wind het die heeltyd gewaai en goed. En soos wat die nag aangaan word ons wakker en ons hoor die heeltyd hierdie getik-tik. En ons dog toe dis miskien 'n tak wat teen die venster tik. En ons lê en luister en die heeltyd is dit 'n getik-tik, tik-tik, tik-tik. En dit het vir hele lang ruk so aangegaan. En ek sê vir my vrou, nee, Jessie, iets klink nie lekker nie. Laat ek opstaan, dat ek kan gaan kyk. En met die wat ek so in die gang afloop en ek kom in die sitkamer en ek sien die gordyne waai van die wind en goed. En ek sê vir my, ons het al die vensters toegemaak. En toe ek die gordyn so wegvat, het ons so groot venster, toe het hulle hierdie hele venster uitgekap. En die bank is rondgeskuif, ons TV en goed is rondgeskuif, en alles is rondgeskuif, maar daar is niks weg nie. En dit is hoe Jesus ons beskerm het, dus hy ons gewaarsku het. En hy het ons so beskerm dat niks met ons gebeur het, nie met my nie, nie met my vrou nie, nie met my kinders nie. Dit is hoe groot God is. 'n goeie vriend luister na jou. Kom ons lees in Jeremia 33 vers 3. Jeremia 33 vers 3. Roep my aan en ek sal jou antwoord en jou bekend maak groot en ondeurgrondelike dinge wat jy nie weet nie. Dis lekker as jy met 'n vriend praat en hy luister vir jou. Maar dit is nog lekkerder as jy God het as 'n vriend en hy luister terwyl jy praat, terwyl jy jou hart teenoor hom oopmaak. Ek gaan julle nog 'n storie vertel. Ek het ons kar is so 2 jaar terug gesteel en ons het nie kar gehad nie, maar ek was vol fibies gewees. Ek het hierdie een kar gesoek, ek my hart op het gesit en ek het die Here gebid en vir gesê ek soek 'n Polo automatic wit en gesoek en ek het nie een gekry nie. En die eendag te bel my pa my uit vereniging uit. En hy sê vir my, hier staan hierdie mooi kar, Polo, wit, hy's outomaties, hy's baie mooi. Ek sê vir my pa, nee, dis onmoontlik. Hy sê, hy staan nie by die kar. Ek sê vir my, okay pa, ek gaan jou vertrou en ek gaan God vertrou. Ek praat by die ou wat die karre verkoop, die salesman. Ek sê vir hom, ek wil die kar hê. Hy sê, nee, ek het nog nie na die kar kom kyk nie. Ek sê, my pa is daar, ek sê, ek vertrou my pa. So ek doen die deal oor die foon, betaal die kar, volgende dag ry ons weer, ons gaan kry die kar, en 'n week daarna wil ek lyn gaan koop vir my bushcutter, en ek ry na die plek toe, en ek koop die lyn, en ek kom uit, en ek loop so, en ek sien, iets is nie lekker by my kar nie, en ek loop so om, en ek sien, ekskuus vir die Engelse woord, wheel caps is weg, en ek sê, nee Here, hierdie werk nie vir my nie, hierdie kar kom van jou af, nou lyk my kar nie mooi nie, ek sê vir hom, nee, nou klim ek in die kar, ek sê, Here asseblief, my wheel caps moet iewers te wees, daai ouens kan dit nie vat, wie ewer dit gevat het, kan nie, en ek ry so in die pad op, soos wat ek afgery het, en ek sê vir die Here asseblief, ek sit my wheel caps, ek wil my kar weer mooi, so mooi soos wat u is,
En soos wat ek ry, sê die Heilige Gees vir my stop. Ek dink, hoekom moet ek hier stop? Hier staan niks. Ek klim uit en ek loop en ek soek en ek sien, daar lees ek 'n klomp takke so. En toe ek so na die takke toe kom, dis al 4 my wheelcaps daar onder die takke. En dit is hoe goed die Here is. Dit is hoe goed dit is dat jy met hom kan praat en hy luister. Halleluja. 'n Goeie vriend laat jou beter voel. Hy wil hê jy moet beter wees. In Johannes 15 vers 16 sê dit, ek het julle uitverkies en julle aangestel om vrug te gaan dra en dat julle vrug kan bly, sodat wat julle die Vader ook al in my naam vra, hy dit vir jou kan gee. Halleluja. Ons is uitgekies deur Jesus. Ons almal is uitgekies. Want hoekom? Hy het vertroue in jou. Hy wil hê jy moet vrug dra. Maar wat se vrug wil hy hê jy moet dra? Hy wil hê jy moet 'n vrug wees van vriendelikheid, 'n vrug van verdraagsaamheid, maar die mees belangrikste, 'n vrug van liefde. Jou vriend wil altyd die beste vir jou hê. Kom ons kyk wat sê Jeremia 29 vers 11. Weet jy wat sy Engels is dit by vandag nie? Julle almal reg? Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here. Voorspoed en nie teenspoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. Ek gaan julle baie stories vandag vertel. Ek wou 'n kar koop net so voor COVID gekom het. Nou, wat se kar was daai? Cherry Coke wat net uitgekom het, ja. Die kar gaan toetsry en ek was so bly van hierdie kar koop. Doen die papierwerk, alles is klaar reg en goed. En die verkoopsdame bel my en sy sê, papierwerk is reg, kom ek beteken. En ek sê vir my vrou, nee, ek kom nou, ek gaan ry, ek gaan geteken, dat ek die kar kan kry, kom ek huis toe. En meer wat ek so ry en goed, ek is opgewonde man, ek is opgewonde, ek soek vir die nuwe kar, ek wil ook 'n nuwe kar hê. En kom daar, gaan in die kantoor in, sit, gaan al die papierwerk deur. Maar net voor ek teken, sê die Heilige Gees my, wag, nie nou nie. Die tyd is nie reg nie. En ek sê, nee man, tyd is reg, ek sê, ek wil teken. En die Heilige Gees sê, nee. En dit was die volgende dag. Volgende dag toe dit COVID. Ek sal 'n kar geteken het, ek sal skuld gemaak het, wat ek nie sou kon bekostig nie. Selfs was met ons huislening, dit was so 9 maande terug. Ons het in hierdie huis gebly, was een van my vriende se huis. Ek wou altyd hierdie huis gehad het, want ek het baie werk aan hom gedoen, saam met hom en goed. So ek was basically verlief op hierdie huis. En die dag het gekom dat ons die huis kan koop, skry die mense, agente en goeders, doen al die papierwerk en goed, en my huislening word afgekeur, want die vrou het nie al my vrou so goed ingegee nie. En ek sê vir die Here, hoe nou? Wat nou? En ons sê van niemand van dit, want ek is kwaad man, want ek nie die lening gekry nie. En die volgende dag bel my skoonsister ons, en sy sê wil ons sien. Nou gewoonlik as 'n familie dat jy waarom ek dink,
Wat nou? Wat het ons nou weer verkeerd gedoen of wat is nou fout? En ons gaan na haar toe en sy vra vir ons, en die huislening? Sê nee, ons het dit nie gekry nie. En sy sê vir ons, okay, sy het 'n plan. En ek kyk so vir my vrou en ek tog, wat se plan sal sy hê? Sy sê sy en haar nuwe man het 'n ander plekkie gekoop en hulle wil hê ons moet hulle huis oorvat, hulle verband oorvat, al die papierwerk is doen, kontrakte is opgestel en alles, ons moet dit net teken. Die Here vir ons 'n groter, beter huis gegee met baie opportunities wat ons daar kan doen. Dit is hoe goed die Here is. Mag ek dan geen vriende hê buite Jesus nie? Ons weet almal vriende is belangrik vir ons. Maar het ons baie keer die regte vriende? Het ons vriende wat jou opbring? Het ons vriende wat die lig is? Is mense na hulle kyk en sien hulle Jesus in hulle? Kom ons kyk wat sê Spreuke 13 vers 20. Spreuke 13 vers 20. Gaan met die wyse om, dan word jy wys. Maar hy wat met dwaase verkeer, versleg. Kry mens daai vriende wat jou 'n bietjie afbring mos. Jesus was lief vir sy disippels gewees. Maar was nooit bang om hulle te bestraf as hulle hom verhoed om God se werk te doen nie. Hy het vir Petrus gesê, gaan weg agter my Satan. Jesus moet eers kom. Moenie bang wees om vir jou vriende te sê nie. Wat hulle doen, as hulle kwaad doen nie. Ons gaan vir hulle sê, dis verkeerd. Wees 'n vriend vir almal, dat hulle die lig in jou kan sien. Is jy reg om in 2026 jou vriendskap te vat met Jesus en saam met hom te stap? Aanvaar jy dat hy jou gekies het? Dat jy is goed genoeg in sy oë? Halleluja. Maak 'n nuwejaarsbelofte om nader aan Jesus te kom. Praat meer met hom. Want ons weet hy wil luister. Ons dink baie keer nee, ons vir hom nie te veel pla nie. Hy's besig vir goed. Maar God is altyd daar vir ons. Jesus luister. Deel jou hart met hom. Al is jy hoe kwaad, hy gaan vir jou luister. Hy gaan jy nie wegwys nie. Vat sy beskerming. Maak dit jou eie. Hierdie ene weet ek nie so lekker nie. Kies jou vriende reg. Ek weet dit, ek weet, my vrou weet. Ek het nie baie kouser vriende gehad nie. Glo my. Wees jy 'n vriend wat Jesus liefhet? En soos wat ek nou gesê het, Jesus wil hê jy moet die vrug dra. Jy moet die vrug dra van liefde. So vat hierdie 2026, maak dit jou jaar om te groei in Jesus.
dat is iets uitgelos. So, as ek mag, kan ons vra as gemeente, as julle wil, dat ons 2026 ingaan, dat ons kan saam staan, dat ons mekaar se laste kan dra, dat ons mekaar kan opbring, dat ons die lig vir mekaar kan wees, dat ons die vrug vir mekaar kan wees. Ek wil graag bid vir hierdie gemeente vandag, vir onsself. Hierdie is God se kerk, dit is 4 mure en goed. Maar is nie te sê dat ons wil net hiernatoe kom, want God is sy gebou nie. Daar by 'n huis ook, hy is oralste. En daar waar ons gaan, as ons die lig sal wees. So ek gaan vir ons 'n gebed doen, as julle wil kan julle staan, julle kan sit. Maar ek voel in my hart dat ons moet 2026 ingaan met 'n vrug van liefde, 'n vrug van saamstaan, 'n vrug van omgee. Kom ons bid dan saam, gemeente. Dankie Hemelse Vader, Here. Dankie Here dat ons weet, Here, U wil hê, Here, ons moet die vrug dra, Here. U wil hê ons moet die vrug wees, Here. Here, en daarom bid ek, Here, vir 2026, Here. Here, dat dit 'n jaar sal wees van vrug van liefde, Here. 'n vrug van omgee, Here. 'n vrug van saam staan, Here. Here, dat ons een sal wees, Here. Here, nou so ook, Here, bid ek vir elke persoon wat hier is vandag, Here, wat ook nie hier kan wees vandag nie, Here, bid ek en ek vra, Here, dat U die lig weer in hulle sal sit, Here. Here, dat hulle die vrug sal dra, Here, van God se liefde, Here. Here, en ek bid en ek vra, Vader, Here, dat van vandag af, Here, en ek praat vir myself, Here, Here, wil ek nader, Here, aan U kom, Here. Hoe nader, Here, hoe beter, Here. Here, ek wil daai vrug wees, Here. Here, ek wil 'n voorbeeld wees, Here, van liefde, Here, vir omgee, Here. Here, dit is my gebed, Here, in Jesus se naam. Amen. Ons gaan nou nagmaal bedien. Nee, ons gaan eers die liedjie luister, maar ja. Ek het gister 'n liedjie op my hart gekry en ek het dit vir Jan deurgestuur en sit net en luister na dit. You are my over me, that you hear me when I call. Is it true that you are thinking of me, how you love me? It's amazing. One night you are mindful of me, that you is it true that you are thinking of me, how you love me? It's amazing. You are mindful of me.
Is it true that you probably cannot how you love me? It's amazing. Lord, Lord, you have called me friend. God Almighty, Lord, Lord, you have called me friend. God Almighty, Lord, Lord, you have called me Hallelujah. Alles nog maar bedien. As ons nou nog maar gaan gebruik, verbind jouself aan Jesus as jou vriend. Ek lees uit 1 Korintiërs 11:20 tot 34. Die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, die brood geneem. Nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem dit, eet dit. Dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Goed, mag ek bietjie sê.
Kom hulle 'n broodjie gekry. Kom ons staan gemeente. Ons vat die broodjie in jou hand. En ons sê dankie. Ons sê dankie vir Here wat hy vir ons gedoen het, Here. Dit is sy seun vir ons gestuur het, Jesus, Here. En terwyl hy die broodjie eet, kom ons dink aan die liggaam wat dit deurgegaan het vir ons vir vandag. Kom ons eet saam. Is daar iemand wat die beker wil gebruik? Hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Ons verbind onsself weer aan U, ons vriend, met hierdie beker. Ons doen dit tot sy gedagtenis. Dankie Here, kom ons drink saam.